Goeie Vrydag. Ons vier baie keer, Susan sê gisteraand met die Paasete, ons vier gewoonlik Kersfees groot, maar Paasfees is die grootste. Goeie Vrydag en Opstanding Sondag is die dag in die jaar wat die kerk van die Here Jesus moet absoluut in lofprysing uitbars. En ons gaan Sondag ons lofprysing hê, Sondag gaan ons groot gaan met die lofprysing. Ons gaan Sondag die Here net loof en prys, maar vanoggend gaan ons sommer net om die nagmaaltafel sit. Dis hoekom ons die nagmaaltafel in die middel gesit het. Ons wil hê julle moet na mekaar kyk, want dis 'n liefdesmaaltyd. Dis 'n koinonia maaltyd. So daarom sit julle en kyk vir mekaar, want ons is deel van die een liggaam van Christus, kerk van die Here Jesus, en so ons kyk vir mekaar en ons deel saam in die nagmaal. Ek dink ons moet miskien nog so 'n paar ekstra wyn glasies skink. Waar is Els? OK, so dis reg, dankie. Kom ons maak toe die oë. Kom vir die oomblik, terwyl ons so stil raak, sê net vir die Here hoekom jy hom lief het. Vader, in hierdie oomblikke wil ons net vir U baie dankie sê vir die grootste geskenk van alle tye. Dankie vir U seun wat U gestuur het na die aarde toe. Dankie vir die prys wat U opgeoffer het om ons vry te koop. Vader, dankie dat ons as U kinders in hierdie oggend kan verklaar dat ons, soos dat Israel bevry is uit Egipte, is ons bevry van sonde. En daar's geen meer las op ons nie, want U die las kom dra, U die prys kom betaal vir ons sonde. En Vader, dankie dat daar geen meer veroordeling is vir ons wat in Christus Jesus is, wat om hierdie tafel sit in hierdie oomblikke nie. En daarom, Vader, deur die Heilige Gees wat in ons woon, bid ek dat U self weer opnuut vir ons kan openbaar deur die woord, asseblief, Vader. Kom breek vir ons weer Goeie Vrydag oop, Vader. Ons vat dit so van sal spreek en ons het dit al soveel keer gehoor, ons het al soveel keer gehoor dat U aan die kruis vasgespijker is vir ons oortredinge, ons het al soveel keer gehoor dat U ons lief het. Vader, mag dit net weer op 'n wonderlike manier ons harte weer aanraak in hierdie oggend. In Jesus naam, amen. OK, kom ons wag gou, julle kan nog, kry gou stoele nog. Dis dan. Assai. Onthou julle in die 90 jare het ons sulke posters gehad. Elke huis het sulke plakate gehad met sulke slagspreuke. Onthou julle dit? Sulke kaartjies en hondjies. En dan is daar iets moois onder geskryf. En ek onthou daar was so een plakkaat met 'n hondjie en 'n katjie wat onder by mekaar gesit het. Die katjie het so oor die hondjie gelê en dan staan daar die onderkant staan die volgende. Hy sê, "A friend is someone who knows everything about you and still loves you." They lie. A friend is someone that knows everything about you and still love you. Ek weet nie of die poster heeltemal reg is nie. Want ek sê vir jy sê, as ek dink aan ons mense, as jy alles van iemand weet, wil jy ook nie meer by hom wees nie. Dit is interessant dat ons mense eintlik so gemaak is, dat sal iemand my bly lief hê, as hy alles van my weet, of sy alles van my weet. Ek onthou toe ons begin uitgaan het, ek en Susan, is dit nie interessant, as jy begin uitgaan met iemand waarvan jy hou, dan wonder jy by jouself, okay, moet ek nou pretend, vir hoe lank moet ek dit nou voorgee? En nie? Verstaan jy, voor sy agterkom wie ek eintlik is, en dan gaan sy besef, jene Daniel, ek het 'n fout gemaak.
dis toe nie wat ek gedink het dit is nie, hy is toe nie so oulik nie, sy is toe nie so oulik nie, en daar het 'n ander kant van haar uitgekom, en ek weet nie of ek daarvan hou nie. En dis eintlik die vraag, en as jy, ongelukkig as jy kyk na die egskeidingssyfer, dan dink ek vir myself, die mens ongelukkig is so, dat daai plakkaat nie heeltemal waar is nie. If you know everything about someone, ek weet nie wie van julle sal regtig van my hou, as julle alles van my weet nie. Dankie Susan. Nou. Die vraag wat ek vanoggend wil vra is die volgende. Baie keer as ons praat oor die Here Jesus, dan sal ons vir mekaar sê die volgende. Ons sal sê, wie weet die Here het jou lief? Seker op julle hande, wie weet die Here het jou lief? Is jy seker daarvan? Zijn, die Here het jou lief. Alright. Maar as 'n ander dieper vraag is dit, behalwe dat die Here jou lief het, want jy kan sê wel die Here het my lief, want ek weet dit, hy sê dit in sy Bybel, soos Karel Barth, die groot teoloog gesê het, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Miskien vanoggend kan jy sê, Jesus loves me, this I know, want ek sien die kruis van Jesus Christus, en dit getuig daarvan. Maar as 'n dieper vraag, en ek dink 'n amper meer belangriker vraag, en ons gaan in Romeine vanoggend weer del, want Romeine 5 is, hierdie is 'n vervolgverhaal van laas Sondag se, en waar Paulus sê, Jesus het sy liefde in ons harte uitgestort. En die vraag wat op die tafel is, nie die vraag, het God my lief nie, maar eerder, hoekom sal God my lief hê? Kan ek dit weer sê? Die vraag op die tafel is nie, het God my lief nie? Die vraag op die tafel vanoggend is, hoekom sal God iemand soos ek lief hê? Jy ooit dit gevra vir jouself? Hoekom sal iemand my lief hê? Hoekom sal God my lief hê? En in 'n sekere sin kan ons die vraag van twee kante af benader. Ons kan dit van die een kant benader wat gaan oor die mensekant, en in hierdie week terwyl ek voorberei, luister ek na 'n ongelukkige skokkende preek, want ek probeer nou so 'n bietjie my gedagtes kry, en dan luister ek 'n bietjie wat ander mense gesê het oor hierdie gedeelte, en toe preek die ou oor die gedeelte, oor die gelykenis van die man wat die skat in die saailand gekry het. Het julle al daai gelykenis gehoor? Nee. Jene is moeilikheid. Okay, dankie oom Leon, dankie Henk. Jou pa is 'n predikant, so jy behoort om te gehoor het. Die skat in die saailand, en toe wat hierdie prediker sê is die volgende, die saailand en die skat is eintlik ons. En Jesus het gesoek in hierdie land, en toe vind hy hierdie wonderlike skat wat ons is, en toe koop hy almal in die wêreld, en hy kry toe ons by, wat die skat is. Ek weet nie waar hy geswat het nie, of wat hy gedink het nie, maar ek meen, dit is seker die absurdste verklaring van daai gelykenis, dat ons ewe skielik die skat word, en omdat God agtergekom die kerel na jou gekyk het, en gedink, dis 'n skat, ek wil hierdie skat hê, en toe gee hy sy seun, om hierdie skat te kry wat ek is. Die gevaar is dat, meeste gemeentes, en baie keer die kerk van die Here Jesus, het hierdie ding verdraai, waar ons dink, ons het iets gedoen, ons is waardevol, daarom het Christus vir ons so groot prys betaal. Ek weet nie of julle so al gedink het nie, maar baie keer wil ons weet, ons is waardevol, en God het vir ons gesterf, omdat hy gedink het, jy is waardevol genoeg, dat ek vir jou sterf. Of die ander ding is, as ons kyk van ons kant af, hoekom sal God ons lief hê, en ons kyk van hierdie kant af, van my kant af, kan ek vir myself sê, wel God het my gesien, en gedink het, jy Fred, daar is al baie goeie kwaliteit in jou ook, hoor. Jy is nie net sleg nie, jy is aan 50% goed, en daai goeie kwaliteite, jene, dis die moeite werd om te red. En so ek het amper sy liefde geactiveer. Hy het na my toe gekom, en toe besef hy, jene, ek het hom so lief, ek moet maar vir hom sterf, en hy het dan goeie kwaliteit ook, daar is daai paar goeder wat hy sleg doen, en ek sal daarvoor ook sterf, maar eintlik hoekom ek sterf vir hom, is omdat hy daarom 'n wonderlike mens is. Die ander kant waarna ons kan kyk is God se kant. Hoekom sal God vir iemand soos ek en jy sterf? Hoekom sal hy ons lief hê? Nou blaai gou saam met my, en ons het dit op die bord, so jy hoef eintlik nie te blaai nie, Deuteronomium 7 vers 7 tot 8, kyk gou op die bord, as jy kan, draai jou nek, as jy nie meer kan nie, hoor my.
Die Here het jou nie, hy praat hier oor Israel in die Ou Testament. Hoor wat sê hy oor Israel? Hy sê, die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as aan die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou lief het en hy sy belofte nakom wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou. Die Here voorvaders het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van Farao, die koning van Egipte. Het hy hulle gered en gekies en bevry omdat hulle so great was, Israel. Op 'n stadium sê hy ook vir hulle, wie julle is 'n hardkoppige volk. Dink jy ek het julle lief omdat julle so great was? Nee, julle is 'n hardkoppige volk. Ek sê, is my lus om saam met julle te trek, ek is lus om julle te verwoes, eintlik. As 'n ander gedeelte wat hy ook met hulle praat oor in Esegiel 16 vers 4 tot 5, praat die profeet, dan sê hy, so sê die Here, toe jy gebore is jou naelstring nie afgesny nie, jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie, en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorgd, of het soveel vir jou oorgehad, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afskie behandel in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Niemand wou jy gehad het nie. Niemand wou jy nie gehad het nie. Hy sê, gaan hy nie verder nie. Nee, hy gaan nie verder nie. Verder sê hy die volgende, en ek het verby jou gestap, en jou gesien waar jy gelê het in jou bloed. Waar niemand jou opgetel nie, jy was 'n misgeboorte gewees, en ek het jou daar kom haal, en ek het my liefde op jou uitgestort, nie omdat jy dit verdien nie, want niemand anders wou jy gehad het nie. Hoe skokkend is dit? Niemand anders wou jy gehad het nie, en ek het jou opgetel. Hosea 11 vertel die verhaal, hier is die ongelooflikste verhaal. Hosea 11 vertel die verhaal van Israel, wat hy sê, hy gaan haal het uit hulle bloed uit, hy het hierdie dame groot gemaak, hy het later aan met haar getrou, hy het die bruidegom en die bruid syne gemaak, en wat het sy gedoen? Imagine dit, die Here sê vir Hosea, wat die profeet is, hy sê vir Hosea, ek wil hê jy moet gaan trou met die plaaslike prostituut in die dorp. En dan trou hy met haar. En dan gaan dit goed vir 'n paar maande. En dan begin die rumors in die strate rondgaan in die dorpie, dat die profeet se vrou besig is om haarself te koop Satra in die straathoeke. En dan sê die Here vir Hosea, gaan haal haar weer. En dan gaan haal hy haar weer. En hy bring haar terug, en hy maak haar vrou, en dan word sy weer verwagte met 'n ander kind. En dan word 3 keer is dit so, en dan staan daar die Hosea, dan sê die Here vir Hosea, so maak my volk met my. Ek het hulle lief gekry, ek het hulle myne gemaak, en hulle het hulle self op die straat verkoop vir elke afgod wat daar verbygekom het. En dan sê hy in Hosea 11, dan besef hy, spreek hy die uitspraak, maak hy die uitspraak oor die 10 stamme wat hy gaan verwoes, en dan sê hy vir hulle, hoe kan ek jou laat gaan, Ephraim, hoe kan ek jou laat gaan? Ek is te lief vir jou. My liefde brand te veel. Paulus het 'n uitspraak oor homself. 1 Timoteus 1 vers 15 sê Paulus hierdie in die Nuwe Testament. Dit is vir my so 'n mooi teksvers oor Paulus. Hy sê dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. As jy nie geweet het nie, dis die present tense, die teenswoordige tyd. Ek is die ergste van hulle. Nee, ek was die ergste van hulle nie, ek is die ergste van hulle, en God het sy liefde betoon, juis in my swakheid. Dan kom Romeine 5 vers 6 tot 8. Romeine 5 vers 6 tot 8. Hy het sy liefde in ons hart uitgestort, sê vers 5, en dan staan daar vers 6, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestende tyd goddeloses gesterwe. Magteloos, daai woord magteloos, beteken moreel magteloos, fisies magteloos. Dis 'n woord wat 'n klomp goeders intrek, wat net beteken, soos Efesiërs 1 vers 3 sê, 8:13 sê, ons was dood in ons sonde. Dis daai woord. Ons was dood in ons sonde, ons was magteloos.
Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Ons was godloos. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdig nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy verlossingsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Hier's 4 woorde wat ek wil hê julle moet optel. Wie is ons? Wat was ons? Ons was swak, ons was goddeloos, ons was vyande en ons was sondaars. En toe ons al 4 daai goeders was, op baie tyd het God vir ons gesterf. En Paulus se argument is die volgende. Hy sê as God sou sterf vir mense wat so is, hoeveel te meer nou dat ons sy kinders is, sal sy liefde in ons harte uitgestort word. Hoekom is dit so belangrik vanoggend? Hoekom is dit so belangrik dat ons nie van ons kant af sal kyk, nou hoekom sal God ons lief hê, en dan dink mense, wel ek het 'n paar goedjies goed gedoen, al was daai tyd toe ek KJA toe gegaan het in die laerskool, en jy weet, ek het dan 'n paar goedjies gedoen, met die armes ook, ek deel nou nog 'n klomp kos uit, verstaan jy? So die Here, jy weet, Here hou van ouens wat goeie werke doen. Hoekom is dit so belangrik dat ons nie God se liefde kwalifiseer vanuit ons lewe nie, maar vanuit wie hy is? Nou weet ek, julle sit weer vanoggend hier en dink myself, Fred, ons is verby die eerste 3 hoofstukke, ons weet hoe sleg ons is. Verstaan, moet ons nie weer terugbring in hierdie swak punt nie. Jy het vir die eerste kwartaal vir ons gesê, ons maak dit nie, verstaan jy, so wil jy weer vir ons sê, nee, ek wil vir julle sê vanoggend, dat die Here jou lief het, nie op grond van wie jy is nie, maar op grond van wie hy is. Hoekom is dit belangrik? In die eerste plek is 3 punte, nou moet julle mooi luister. In die eerste plek is, die een bring hoop en sekuriteit, die ander en wanhoop en twyfel. En ons as ouers weet dit, ons verstaan dit, dat wanneer jou kind, en ongelukkig is dit so, dat ons baie opgewonde en baie lief vir ons kinders is, as hulle iets moois doen, want dit sê iets van ons ook. Wie hou van hulle kinders, omdat hulle sekere goeders gedoen het? Wie is lief hulle oor op daai? Lena, dankie vir die waarheid, oor, dankie vir die waarheid. Piet, praat met jou ma. Alright. Wie 'n kind wat groot word in 'n omgewing wat hulle doen, bepaal hulle liefde van hulle pa en hulle ma vir hulle, is 'n kind wat nie in verhouding kan tree nie, want hy's altyd onseker, is hy altyd goed genoeg. En vir baie lank in my lewe, was dit my verhouding met die Here. Ek kom staan vir hom onseker van sy liefde, omdat ek altyd dink, o, Jene Fred, hierdie week, you didn't make it. Want ek het verstaan dat God se liefde, my lewe bepalend is vir God se liefde vir my. En dit is 'n terrible verhouding. Want dit is 'n rollercoaster ride wat op en af is, en jy is altyd onseker van God se liefde, en jy kan nie groei in hom nie, want as jy nie verstaan dat hy jou lief het, omdat wie hy is nie omdat wat jy doen nie, dan gaan jy nooit verander nie. 'n Kind wat so lief gekry is, omdat hulle jou kind is, en maak nie saak wat hulle doen, jy gaan vir hulle lief wees, gaan verander, want die liefde verander jou, daai tipe liefde verander jou. Want daar is sekuriteit in daai liefde, en daar is hoop in daai liefde, nie wanhoop en twyfel nie. Die tweede een is voorwaardelik aan ons vasgemaak, en die ander een is aan God se karakter vasgemaak. Die een is voorwaardelik aan ons vasgemaak, en die ander een is onvoorwaardelik aan God se karakter gekoppel. Ek wil hê julle moet na 1 Johannes 4 vers 8 toe blaai. Johannes skryf hierdie brief
En dit is altyd vir my interessant, dit is vir my so wonderlik dat Johannes, die disipel van Jesus, so homself, en ek het dit 'n paar keer al genoem in preke, en dit is altyd vir my een van die wonderlikste evangelies, hierdie Johannes evangelie, want Johannes noem homself wat? As hy so 3 keer in die evangelie noem hy homself wat? Hy sê, ek is die een wat Jesus lief gehad het. Die disipel wat Jesus lief gehad het. Hy sê nie ek nie, hy sê die disipel wat Jesus lief gehad het. Hy praat in die derde persoon oor homself, en dis hoe hy homself verklaar. En nou, as jy dink aan Johannes, nie? Johannes se bynaam, jy weet julle wat was Johannes en Jakobus se bynaam, die broer se bynaam? Die seuns van die donder. Wie hoekom? Want toe hulle by die Samaritane kom, en hulle wou nie Jesus aanvaar nie, toe sê die Johannes vir Jesus, luister, moet ons donder weer uit die bliksemstrale uit die lug uit kry, dat ons net hierdie Samaritane pak gee. En toe dink ek so met 'n glimlag op sy gesig, sê Jesus vir hom, julle van nou af is julle die seuns van die donder. En hy skryf hierdie woorde, want hy is deur God se liefde verander. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief hê is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, vers 8, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. God is liefde, dis wie hy is. Dis nie een van sy karaktertrekke, dis wie hy is. Dis wie hy is, dis die wese van God, is dat hy liefde is. God het ons eerste lief gehad, hy sê dit verder, hy sê hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Ons het hom nie lief gehad, hy het ons lief gehad. Ons herken net sy liefde deur vir hom te sê ons is lief vir hom, omdat hy ons eerste lief gehad het. In my grootste mislukkings, in my grootste hartseer, in my grootste failures om op te weeg teenoor sy heerlikheid, waar hou jy vas? God is liefde. Juig ons harte. En bedink wat liefde doen. In my grootste swakheid. En hier is die interessante ding van kerkmense. Hier is die interessante ding van waar jy en ek nou sit op hierdie oomblik. En dis hartseer in die kerk van die Here Jesus dat dit wel gebeur is. Dat ons vergeet het, dat ons liefde ontvang het toe ons vyande was, toe ons sondaars was, toe ons godloos was. Ons het dit vergeet. Wat jy nou hier sit en sê, Here, dankie dat ek nie soos hulle is nie. Here, dankie dat ek alright is nou. Wie het hierdie week gefail? Ok, 4, 5, alright, wonderlik. En my grootste mislukking ook nou, ook hier, ook vandag, is ek seker van een ding, dat die Here Jesus se kruis nie weggeneem kan word uit my lewe nie. En jy sy kruis wys dat hy my lief het, ten spyte van, nie as gevolg van nie. As 'n derde rede, hoekom het belangrik is dat ons verstaan, dat dit nie ons is wat God se liefde aktiveer nie, maar dat God se karakter is wat maak dat hy ons lief het, en dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog swak is, sondaars, godloos, vyande was. Daarom kan ons ander mense lief hê. Daarom kan ons ander mense lief hê. Jy sien, dis die moeilikste ding vir die mens om onvoorwaardelik lief te hê, want hy kyk altyd na mense op grond van wat, ek kan ongelukkig nie mense lief hê nie, want kyk wat hulle aan my gedoen het, kyk wat sy aan my gedoen het. Nee? Is nie so nie. Dink gou vir 'n oomblik aan iemand wat jy nie van hou nie. Alright, jou kop is nou blank, nee, jy het nie, daar kom nou niks op nie.
Ek het sien tieners ding. Almal hou van my. Ek hou van almal. But now, you have someone in your mind at the moment. Alright. Why don't you like them? Hoekom het jy hulle nie lief nie? Okay, hypotheties nou, nie, jy weet, hypotheties, die ou wat jy dink, miskien jy hou nie van nie, verstaan jy, wat is dit wat hy gedoen het? Hy is lelik met jou. Miskien het sy geskinder van jou. Miskien het hy jou bedrieg in 'n vennootskap, verstaan jy? Miskien was daar 'n ding wat verkeerd geloop het en julle was vriende en toe kom vind jy uit, verstaan jy, eintlik hou hulle nie van jou nie en hulle raak nou jou vyande, verstaan jy? En jy dink myself, ek wil nooit weer iets te doen hê met daai persoon nie. Ek sal nooit weer vir hulle lief wees nie. Ek sal nooit weer myself gee vir hulle nie. Want as ek myself gee vir hulle, kan ek 10 keer weer seer kry. Wat verstaan 'n kind van die Here? Aan die kruis het iemand gelei en gesterf. Nie omdat ek op my beste was nie. Maar toe ek unlovable was, het hy my lief gehad. En deur sy wonde het daar genesing gekom. Hoe lank moet ek nog uithou? Dis die hartseerste ding in die huwelikspastoraat, as iemand vir my sê, hoe lank moet ek nog uithou? Hoe lank moet ek nog met hierdie persoon uithou? My vraag is, hoe lank het die Here Jesus aan die kruis gehang? Sê vir my, hoe lank het die Here Jesus aan die kruis gehang? Tot hy sy laaste asem uitgeblaas het. Dis hoe hy my lief het. Jy sien, die kerk kan 'n gevaarlike plek wees weer eens, omdat ons nie besef dat ons vyande en ons swak is, en ons nog steeds, baie keer in ons eie lewe, as ons dit dophou, dan besef ons val nog steeds, ons is nog steeds in rebellie baie keer, maar God het ons lief. Iemand het ons in ons bloed gaan optel, terwyl niemand ons wil gehaat het nie, en ons in ons bloed gelê het. Langs die pad het Christus vir ons opgetel, ons skoon gewas, ons met sout gesmeer, ons gebalsem en ons syne gemaak. In die 1940s is daar 'n studie gedoen deur Dr. René Spitz. In die 1940s was die weeshuise vol na die Tweede Wêreldoorlog en daar's 'n klomp kinders wat nie ma's en pa's gehad het, nie babas wat ingeneem is en sy het toe begin met 'n ondersoek na die effek wat weeshuise het op weeskinders. En daar was so oormaat dat die kinders nooit kon eintlik fisiese kontak kry nie. Hulle is letterlik net bottels gegee, kos gegee en baie van hulle het gesterf in die weeshuise sonder enige rede, behalwe vir een rede, is omdat niemand hulle opgetel het en hulle vasgehou het nie. Baie van hulle het siek geword. Baie van hulle verhoudings het op die rotse beland toe hulle ouer word, omdat toe in 'n tyd in hulle lewe waar hulle alleen gelê het as 'n baba, het niemand hulle opgetel en vasgehou en lief gehad nie. Daar's nou 'n woord daarvoor. Analytiese depressie. Iemand wat as kind nooit vasgehou is nie. En die liefde ervaar het van 'n ma en 'n pa wat hulle vashou en omhels en hulle toevou met liefde nie. Die mens is gemaak om die liefde van 'n vader te ervaar. Sonder enige rede, behalwe dat die Vader die liefde is. Sonder dit sterf ons. Sonder dit sterf ons. Ek wil afsluit met hierdie volgende quote.
He didn't love you because you're perfect. You're being made perfect because He loves you. Julle nou mooi hoor. He didn't love you because you're perfect. You're being made perfect because He loves you. Die Here Jesus het jou lief vandag. Sê gou vir jou langs jou. Ek is daai ou wat die Here baie lief het. Sê gou vir jou langs. Jou vrou en jou man gaan dit nie glo nie, maar sê dit maar vir hulle. Ek is daai iemand. Nee, jy moet nou sê aan, hy sê dit vir Dani. Hy weet dit nie. Sê dit vir hom. Ek is daai persoon. Gerry, sê vir jou vrou, ek is daai persoon wat die Here Jesus baie lief het. Johan, jy sal moet terugdraai en vir iemand agter jou sê. Die Here het jou lief vanoggend. En ek weet van julle sit hier. En hier is die interessante ding, jy dink by jouself, nou, Fred, hierdie is 'n bietjie gevaarlik. Om vir mense dit te sê. Die evangelie is 'n bietjie gevaarlik. Want weet jy wat kan gebeur met die evangelie wat so verkondig word? Mense kan dit misbruik. As jy iemand lief het, is die moontlikheid daar dat jy misbruik kan word. Maar Christus het klaar daai las gedra. Hy is misbruik. Vir ons oortreding is hy verbrysel. Vir ons ongeregtigheid is hy gestraf. Die straf wat op ons was, het hy geneem. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil vra dat jy vanoggend dit sal besef. En dat jy vanuit daai liefde mense sal lief hê. Vader, baie dankie dat ons voor die tafel kan sit in hierdie oggend. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat hierdie nagmaal 'n teken is van die liefde wat U vir ons uitgestort het in ons harte. Ons vergeet dit baie keer, Vader, ons wil altyd na onsself kyk en dink ons is lovable en ons het iets verdien dat U dit sou doen, maar U het dit gedoen toe ons nog die vyand was, toe ons nog goddeloos was, toe ons nog sondaars was en toe ons nog magteloos was om enigiets te doen. Ons kan onsself nie gered het nie, Here. Wat is daar wat ons vir U kan bring? Dat U sou sê dat U ons moet lief hê. Ons was soos 'n kind wat weggegooi is op die straathoek, wat in hulle bloed gelê het, met die naalstring nog aan. En niemand wou ons gehaat het nie. Dankie Vader, dat U ons U sin gemaak het. Want God is liefde. Juig ons harte. Amen. Ek gaan vra dat ons die nagmaalstekens uitdeel en dat julle dit vat en hou dit net vas en dan gaan ek die instellingswoorde hê en dan gaan ons saam die nagmaal bedien. So as julle Henk, kan Pieter, kan jy my help? Julle ander. As hy, yes, ja. The sin of men and wrath of God has been on Jesus laid. Silent as He stood accused, beaten, mocked, and scorned, bowing to the Father's will, He took a crown of thorns. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem
debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah. Het almal wyn gekry? Almal wyn gekry? Jy ook wyn? Sappie gekry? Jy het gekry? Jy moet nou mooi luister as ek praat, hoor. Jy moet mooi luister as ek nou praat. Okay. Mooi luister as ek nou praat. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Ja, kyk gou waar iemand is in waar. Lizelle, julle kan kom sit hier, so hoor. Johan is baie welkom. Hy kan raas, hy kan skree, hy kan doen net wat hy wil. Hy is deel van hierdie gesin. Hy is deel van hierdie gesin. Ons kinders, ons het wonderlike nuus gister gehoor. Nelien en Willem verwag hulle derde enetjie. So, Willem, waar is julle? Waar is Nelien? Hier is Willem, slag op julle twee. Dit is ongelooflik. Dit is unbelievable. Hulle probeer vir Gert 'n go gee, verstaan jy? Hulle sê hulle gaan nie ophou voor hulle nie 5 het nie. Alright. Dankie Christian. Markus 14 vers 20, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde, neem dit is my liggaam. Okay. Saai. Die liggaam van Christus. Dan neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedink. Hy sê toe vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle. Ek sal nie weer van hierdie wyn drink tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink nie.
Werner, sal jy vir ons dankie sê? Werner, sal ons vir ons dankie sê? Jy kan net praat. Onse God en Hemelse Vader, ons loof en prys U en sê vir U baie, baie dankie vir alles wat U vir ons gedoen het, dat U U lewe opgegee het vir ons, ter vergewing van ons sondes. Here, ons sê dit so maklik, maar laat ons dit ernstig opneem en besef wat dit beteken, wat U gedoen het. Ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor, Here. Gaan ook met almal van ons deur hierdie dag en die res van hierdie naweek. Ons sien uit na maandag. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here. Julle geliefdes van die Here. Julle geliefdes van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap met die Heilige Gees, God se liefde in ons, sal met julle wees en bly, soos het julle ander lief het, en vergewe, en vryspreek. En totdat die God, wat liefde is, julle kom haal. Amen. Amen.